almal sit dit so, dan gaan ons saam bid vir die mans wat wil staan, hy's baie welkom. Ek weet daar's mense wat ongesteld is, as u wil bly sit, ons gaan u nie kwaadlik neem nie, kom ons bid net saam. Wonderlike Hemelse Vader, ons dank en eer u dat ons vanmôre kan saam wees in u naam. Dit is die naam bo alle name, die Bybel sê die naam waardeur ons gered moet word, die naam van ons Here Jesus Christus. Vader, baie dankie dat u liefde in Christus geopenbaar is, dat hy ons sondedraer geword het, dat hy aan die kruis gesterf het, sodat ons nie eendag vir ons eie sondes, Here, boete hoef te doen nie, maar dat ons sondes in Christus gestraf is, sodat ons deur sy genade kan lewe en vergifnis van sonde kan smaak. Baie dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Gees van waarheid en wysheid, die Gees wat ons lei in die volle waarheid, en dankie Here dat u die Bybel vir ons gegee het, geïnspireer deur die Heilige Gees om te hoor wat God aan die gemeente wil sê. Here, ons dankie vanmôre dat ons die voorreg het om in hierdie plek van aanbidding saam te wees. Ons is nie vanmôre hier, Here, om te luister na wat 'n mens sê nie. U gebruik mense, die Bybel sê, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. Daarom, Here, staan ons in u diens om ook by u te pleit dat u deur u Heilige Gees die voorbereiding sal seën en die waarheid van u woord in harte lewend sal maak, sodat dit vrug sal dra, nie net nou hier op aarde nie, maar ook 'n ewige vrug, Here, waar ons by u in u heerlikheid sal wees. Baie dankie vir al die voorregte en seëning uit u Vaderhand. U het ons vanmôre almal op die pad bewaar, ons het ver paaie gery. Here, dit is 'n gevaarlike paaie, daar is so baie dinge wat aangaan in ons land, maar ons dank u vir u reisende genade en ons dank u vir elkeen wat veilig hier is. Dankie dat ons vanmôre ook 'n paar nuwe mensies gaan byvoeg by ons gemeente, en is daar so dankbaarheid in my hart wat u sê, u sal self u kerk bou en u sal self u kerk in stand hou. Daarom dank ons u ook, Here, dat ons u kan eer as die gewer van hierdie wonderlike goeie gawe, en ons aanbid u lieflike naam. Waar ons nou ook u woord vanmôre gaan predik, is die gebed van my hart dat die woorde van my mond en ook die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons Hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, is altyd 'n heerlike voorreg om nuwe mense by die gemeente te voeg, en daar's 'n opgewondenheid in my hart ook as ek sien die liefde wat die mense vir die Here het, 'n begeerte om saam met ons die pad te stap, en ek is dankbaar dat die Here self by die gemeente voeg, die wat gered is. Ons praat van die onsigbare kerk, mense wat tot bekering kom oor die lengte en breedte van hierdie aarde, maar dan word hulle ook deel van 'n sigbare liggaam. Dit is die gemeente, en ons is die Here innig dankbaar ook vir hulle wat vanmôre dan bygevoeg gaan word by die gemeente. Nou, voor ons gaan kom by die amptelike byvoeging, moet ons net eers bietjie deur hierdie lidmaat voorstellingsformulier werk. Nou vriende, elkeen van u moet weer hoor wat u beloof het, ek hoor dit weer, en dis noodsaaklik om te sien, is ons getrou aan dit wat die Here van ons vra. Onthou, wanneer ons deel word van 'n gemeente, word ons deel van 'n liggaam. En die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie, en die oor kan nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig nie. Elkeen het 'n bepaalde funksie, en die doel is dan om die Here te verheerlik, dat ons kan funksioneer as liggaam van Christus. So ten eerste, jy moet ou self wat daar sit en wat lidmaat is, wat miskien nog wik en weeg, wil ek lidmaat word? Hoor asseblief waaroor gaan dit, en dan vertrou ons die Here dat die Here vir u wysheid sal gee, en vir hulle wat vanmôre dan ook gaan bely. Ten eerste is u oortuig volgens die skrif dat u weergebore is. Dis die belangrikste en die essensiële deel van lidmaatskap. Behoort jy aan die Here Jesus Christus? Het hy jou lewend kom maak? Is jy weergebore? Johannes 3 vers 3. Dat u deur God se genade die eie verdorwe toestand kon sien en uitgeroep het om genade, Efesiërs 2 vers 8 en 9. Glo u heelhartig in Jesus se plaasvervangende dood aan die kruis, ook vir jou sondes, en het jy jou geloof in hom en hom alleen geplaas vir jou redding, in hom en in hom alleen. Die tweede gedagte, glo u dat die hele skrif, al 66 kanonieke boeke deur God ingegee is, 2 Timoteus 3:16 en 2 Petrus 1 vers 19 tot 21, dis die Bybel wat ons vandag in ons hande het. Glo u dat hierdie 66 boeke deur God vir ons gegee is? Is dit die bron van waarheid waarop u geloof bou? En is dit u vaste gebruik om God se woord te lees, te glo en te gehoorsaam? Vriende, jy kan nie sê jy is 'n kind van die Here en jy lees nie sy woord nie. Jy kan nie sê ek behoort aan die Here en sy woord is nie vir jou die bron van waarheid nie. Daarom sê die Bybel, die hele skrif is deur God ingegee, dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Lees die Bybel. Dis die groot oproep wat hier kom in die tweede gedagte, en as jy lief is vir die woord, is jy ook lief vir God se kerk, en wil jy deel word van hierdie kinders van die Here. As u met oortuiging ja op die eerste twee vrae geantwoord het, kan u honderde lewe nie. Mense sê ek is nie volmaak nie, so kan nie 'n lid word nie. Dan moet ons, daar was net een, dit was Jesus Christus. En hy het sy lewe gegee vir die onvolmaaktes. Die kerk sê ek dikwels is 'n hospitaal waar pasiënte behandel word. En die behandeling wat ons kry is God se woord. God se woord is beter as enige antibiotika wat jy kan kry vir die liggaam, vir die siel. Is hierdie antibiotika, dit leer ons, dit lei ons. Dit is ook vir ons 'n kosbare, kan ons maar gebruik die gedagte gebruik van 'n vitamiene wat ons harte voed, ons verstand voed, ons lewe verander. Ek vra die vraag, is daar vrug wat by die bekering pas? En die meeste van u vanmôre sal sê, maar ek dra nie genoeg vrug nie. En ek wil saam met u stem, ek dra ook nie genoeg vrug nie. Maar is daar vrug? Die Bybel sê 30, 60, ja 100voudig. Is daar begeerte na meer vrug? Dis waaroor lidmaatskap gaan. Kan anders sien dat u nuut is in Christus, deur dit wat u doen, hoe u praat en leef. Kan hulle sien dat jy nuut is in Christus. Kortom, streef u daagliks na heiligmaking. Heiligmaking beteken om meer te word soos Jesus. Om meer te word soos Jesus. En dan die laaste gedagte, onderwerp u jouself aan die Bybelse tug, soos opgeteken, u sal sien nie 'n kerklike tug nie. Die kerk se tug is so verwronge van dit wat die Bybel sê. Die Bybelse tug, opgeteken in Matteus 18, 15 tot 17, indien u jouself te buite mag gaan. Bely u dat u verstaan wat die doel van die Bybelse tug is in jou hartig. Bybelse tug is, as jy sonde doen en bly sonde doen, dan praat ons met jou daaroor. As jy luister, afgehandel, God vergewe, ons gaan aan in die gemeente. As jy nie luister nie, die tweede stap, dan bring ons iemand saam. Ons roep jou op tot bekering. Dan moet korreksie kom, dan moet regstelling kom. Nou hoor ek vir Louise, sy sê, dis 'n anglisisme gewees, ek is jammer Louise. Hulle luister in en sy hou my dop met die taal. Die gedagte is net, dan moet regstelling kom. Die derde een, as jy nog steeds nie luister nie, dan sê ons van die kansel af, broer so en suster so en so wil hulle nie bekeer nie, bid vir hulle. En dan die hartseer laaste stap is afsnyding, waar iemand bly in sonde aangaan. Hoekom doen ons dit, vriende? Want die kerk van die Here Jesus is hierdie weerspieëling van God se krag wat in ons werk om 'n lewe van reinheid te lewe in 'n goddelose wêreld. En ons kan nie maar net sonde akkommodeer en handvat met dit nie, dan gaan ons beland waar meeste kerke beland, waar boosheid in die kerk geakkommodeer word en mense nie meer die boodskap van hoop en vergifnis in Christus ontvang nie. Vriende, ons gaan saam lees uit Handelinge, die 2de hoofstuk. Dis die hoogtepunt van ons erediens wanneer ons die woord van die Here oopmaak. Daaruit gaan lees. Dit is die geïnspireerde woord van God en ons het die Here baie om voor dankbaar te wees dat hy nie net sy woord vir ons gegee het nie, maar ook sy Heilige Gees wat vir ons onderrig en leer en lei in sy waarheid. Ek gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte baie in gemeen. Baie keer sê ons, daardie mense het baie in gemeen. Dan bedoel ons hulle dieselfde belange, daar is redelik dieselfde stokperdjies of belangstellings of dinge wat hulle doen en beleef en ervaar in hulle lewe. En kinders van die Here het baie in gemeen en ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Ek lees net hierdie paar verse, vers 42 tot 47, vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Nou, jy sal onthou, dis nadat Petrus die boodskap gepreek het, 3000 mense kom tot bekering. En die Bybel sê hierdie mense wat tot bekering gekom het volhard in die leer van die apostels. En dan vers 43, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het hierdie apostels plaasgevind, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Nou, sien jy, julle het ongemaklik geraak, toe ons praat van, hulle het alles gemeenskaplik besit, en hulle het alles verkoop. So, julle wonder seker, wat gaan hierdie ou vanmôre sê? Kom ons kyk wat die Here vir ons wil kom leer. Die teks van oordenking vanmôre, en almal wat gelowig geword het, vers 44, was by mekaar,
en hulle het alles gemeenskaplik besit. Die tema vanmôre, baie in gemeen. Baie in gemeen. Vriende, die kerk van die Here Jesus is 'n belangrike instelling wat die Here daar gestel het. Nou alles begin by toe die Here Jesus die evangelie op aarde kom verkondig het. U onthou hy's gebore uit die maagd Maria. Die Bybel sê hy het groot geword, hy het sy openbare bediening begin en die Here Jesus begin sy openbare bediening met die woorde: bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hierdie woordjie bekering beteken draai om van jou verkeerde pad. Besef daar is in jou lewe hierdie probleem tussen jou en God. Dis die sonde probleem wat skeiding tussen jou en God maak en bekeer jou. Draai om van jou verkeerde pad. Glo in die Here Jesus Christus wat ook jou sondedraer kom word het en jy sal gered word. Ons sien dat die Here hierdie boodskap oorgedra het aan die apostels. Die apostels preek in Markus 16:12 en daar was hoeveel apostels? 12 en die klomp op televisie vandag? Valse apostels. Moenie glo nie. Ek vra nou dag vir ou, hy sê vir my hy's apostel so en so, ek sê, wie het jou aangestel? Nee, hy het homself aangestel. Ek sê, nee, jy is nie apostel nie. Daar is nie apostel meer nie. Hulle is dood. Die Bybel sê vir ons, die Here het hierdie 12 geroep en hulle uitgestuur, en wat het hulle gepreek? Bekeer julle. Bekeer julle, dis noodsaaklik dat ons tot bekering moet kom. Later lees ons in Markus 16 vers 15 die opdrag wat die Here Jesus gee voor hy na die hemel opgevaar het en hy sê verkondig die evangelie. Dis maar net 'n ander uitdrukking vir bekeer julle. Die evangelie is die Griekse woordjie evangelion wat beteken goeie nuus. As ons vanmôre 'n kankerpasiënt hier het en hierdie kankerpasiënt is besig om dood te gaan en ons hoor van 'n dokter wat een of ander oplossing gekry het vir hierdie kankerprobleem. En ons vat hierdie persoon na hierdie dokter en ons sê vir hom, behandel hierdie pasiënt en hy word gesond. Dink jy dit was goeie nuus wat ons vir hom gegee het? Of vir haar gegee het? Verseker, hulle sal ons ewig dankbaar wees. En die evangelie is die goeie nuus, dat sondaar mense wat op pad na God se hel toe is, God se hemel kan beerwe deur Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, en deur die geloof in sy soenverdienste aan die kruis. Jesus in Handelinge 1 vers 8 sê vir hulle, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Met ander woorde, die evangelie is nie beperk tot ons gemeente vanmôre nie. Dis nie beperk tot hierdie gebou nie. As u uitgaan van hierdie gebou, moet u 'n getuie wees vir die Here. Wat moet u verkondig? Die evangelie. Wat is die oproep van die evangelie? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Met dit as inleiding kom ons by vanmôre se gedagte uit. Dis presies wat Petrus gedoen het hier in Handelinge 2. Die Bybel sê nadat hulle vervul is met die Heilige Gees en ag vriende, net dat u kan weet, dis nie iets vreemds wat gebeur het nie. Daar was die verseëling van die Heilige Gees wat plaasgevind het in die inlywing van die Nuwe Testamentiese kerk. Die Here sê die Heilige Gees kan nie uitgestort word voor hy nie na die hemel gaan nie. Mense soek die vervulling met die Heilige Gees en hulle soek snaakse manifestasies. Die Bybel sê vir ons baie duidelik hier, wat hier gebeur het is eenvoudig, die Heilige Gees is uitgestort, die disippels is met krag toegerus om die evangelie te verkondig. En hierdie tale wat hulle gepraat het in Handelinge 2, was bekende tale, paters en meters en die mense van Mesopotamië, hulle die tale gepraat dat mense kon hoor en die Bybel sê, hulle het gepraat oor die groot dade van Christus, dat hy gelei het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het en daarvan is hulle getuie. En kom ek lees gou vir die Petrus se eie woorde wat hy dan gepreek het. Die Bybel sê toe Petrus hierdie boodskap preek, is hierdie mense diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Baie belangrik, onthou as die evangelie jou intellek tref, is dit een ding. Die Bybel sê die duiwels glo ook. Is die duiwels gered? Gaan lees Jakobus 2. Die duiwels glo ook en hulle sidder, maar dit het nog nooit 'n hartsverandering gebring nie. So die evangelie moet verstaan word en dan moet dit geglo word. Glo in die Here Jesus Christus, sê Petrus vir hulle. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Sê gou vir my, het hierdie 3000 mense in tale gepraat toe hulle gered geword het? Nee. U sien, is 'n leuen van die kerk om vir ons te sê dat sekere mense het 'n hoë rang bo ons omdat hulle die Gees ontvang het en nou kan hulle kwansies in een of ander taal spreek, maar julle ander agtergeblewenes.
Julle moet bly soek na hierdie teologie, waar jy iets moet kry wat eintlik nooit vir jou beskore is nie. Watter leuen wat die kerke mense mee besig hou. Petrus hulle ontvang hierdie gawe, hulle preek die evangelie, niks snaaks, niks vreemds, niks brabbeltale nie. Die Bybel sê, en 3000 mense kom tot bekering. Waarom preek ek vanmôre in Afrikaans? Hoekom gee die Here nie vir my een of ander vreemde taal om vanmôre met u te praat nie? Dis nie rocket science nie, want ons is Afrikaans. So God praat met my vanmôre, of God praat met ons vanmôre deur die woord, in die taal wat ons verstaan, en hy leer ons dat die evangelie ons harte moet tref, geloof in ons harte werk, sodat ons gered kan word. Dis wat gebeur hier op Pinksterdag, Handelinge 2. Nou baie interessant, terwyl ek voorberei, toe dink ek daaraan, dat mense vir my dikwels sê, maar die Here het gesê, ons sal groter wonderwerke doen as hy, en dan kom hulle met goed soos, bene wat hulle langer maak, en ouens wat kwansys, een of ander hartkwale het, dan bid hulle vir die ouens, gewoonlik bid hulle vir die ouens met die bril wat hier op die punt van hulle neus sit, nê? Dan dog myself, hoekom bid jy nie vir jouself nie? Dat jou oë gesond word nie, maar kom ons los dit, of die kontaklense is vuil, dan sukkel om die pastoor of predikant se kontaklense skoon te siekes gaan bid. Dan sê hulle, die Here het gesê, ons gaan groter dinge doen as hy, dan gebruik hulle woorde soos Johannes 14:12. Die Bybel sê, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou vra jy vir myself, maar Gerard, wat het dit te doen met die preek van vanmôre? Hou vas, ek gaan vir jou verduidelik. Die groot doen word, is wat op Pinksterdag plaasgevind het. Was daar ooit 'n geleentheid tydens Jesus se aardse bediening waar hy gepreek het en 3000 siele het gered geword? Sê vir my? Nee. Jesus het nie die disippels geroep om die storm stil te maak en brood te vermeerder en dooies op te wek nie. Hy het hulle geroep om die evangelie te verkondig en hy sê vir hulle, groter werk as ek doen, en hier kom doen hulle hierdie groter werke. 3000 siele kom op een slag tot bekering. En dit, vriende, is hierdie groter werke wat plaasgevind het, dat siele by die kruis uitgekom het. Mense het gered geword, want u sien, die hele skrif gaan oor die verkondiging van die evangelie. Dit gaan oor Christus. Die kerk gaan nie oor manifestasies, ervarings, belewennisse. Hoe het ek die erediens ervaar? Het ek 'n goeie gevoel gehad? Het die prediker my hart so bietjie geraak? Nee, dit gaan oor, is ek getrou aan God? Het ek gehoor wat sy woord sê? Kan ek op die einde van die dag met sekerheid sê, ek is bereid om te doen wat die Here van my vra. So met ander woorde, die Here verkondig die evangelie, sy apostels verkondig die evangelie, op Pinksterdag vind hierdie groter werke plaas en 3000 kom tot bekering. En nou kom leer Paulus ons die samestelling van die gemeente. Met ander woorde, wie het almal tot bekering gekom? Kolossense 3 vers 11 sê vir ons, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot die kennis van die beeld na sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skug, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. So die gemeente het nie net Jode gehad nie. Die gemeentes wat later uitgebrei het, was nie net Israeliete of Jode nie. Dit was mense, vriende, wat gered geword het, en hierdie mense het uit elke stand van die samelewing gekom. Jy moet onthou, hierdie Jode was op 'n stadium weggevoer in wat? In ballingskap. Hulle kom nou na Jerusalem vir die Pinksterfees, hierdie wonderwerk vind plaas waar Petrus die evangelie verkondig, en hulle kom tot bekering. Jode, nie Jode, mense uit verskillende agtergronde, en die Here red siele en die Nuwe Testamentiese kerk word gebore. Die Nuwe Testamentiese kerk word gebore. Later skryf Johannes en hy sien hierdie gesig in die hemel en hy sê, toe sing hierdie verlostes in die hemel 'n nuwe lied. Jy moet onthou, as ons sterwe, gaan ons na die heerlikheid van die hemel. Johannes sien dit alreeds in die boek Openbaring. En hy sê die samestelling van hierdie verlostes was mense uit elke stam, taal, volk en nasie. 'n Gemeente is nie gereserveer net vir 'n bepaalde bevolkingsgroep nie. Dis nie gereserveer vir 'n bepaalde kleur nie. Elke weergeborene is welkom in die liggaam van die Here Jesus en by die plaaslike gemeente. Dis wat die Bybel vir ons wil kom leer. So met ander woorde, die Here verkondig die evangelie, sy apostels doen dit, die Heilige Gees word uitgestort, 3000 mense kom tot bekering, hulle doen hierdie groter werke as wat die Here gesê het sal hulle doen, groter werke as hy,
en die Nuwe Testamentiese kerk word gestig. Die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk vind plaas. En wat doen hierdie mense, vriende? Hulle bly in Jerusalem. Hulle bly in Jerusalem. En wat was die opdrag van die Here Jesus? Nou moet u my help. Gaan die hele wêreld in, hulle bly in Jerusalem. En wat stuur die Here? Hy stuur 'n vervolging. Ek lees vir u. Handelinge 8 vers 1. 1 vers 8 gaan die hele wêreld in verkondig die evangelie. Hulle doen dit nie. Hulle was so bly en opgewonde om by mekaar te wees. Hulle verkoop al hulle eiendomme, hulle besit alles gemeenskaplik saam. Dit gaan met hulle goed daar in Jerusalem. Hulle is in aansien by die mense. En die Here stuur hierdie vervolging. Vers 1 van hoofstuk 8. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, dis Stefanus se vermoording. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria behalwe die apostels. So my pleidooi vanmôre aan u is nie om u al u titels aktes vanmôre in te gee. Dan skryf ons dit op, registreer alles in die naam van die gemeente, en ek skud u sakke en ek kry alles uit wat ek kan, horlosies, karre, alles. Ons gooi alles in een pot en ons live happily ever after nie. Dis nie wat vanmôre se boodskap is nie. Dis ook nie wat die boodskap van die Bybel was nie. Hierdie mense het dit gedoen en daar was hierdie wonderlike stigting van die gemeente, maar God sê, my opdrag is, gaan die wêreld in. En toe hierdie vervolging plaasvind, toe vlug hierdie mense oor die lengte en breedte van die aarde. En u en ek is die ontvangers van hierdie waarheid, want ook deur die Franse hugenote wat na Suid-Afrika toe gevlug het, het ons die evangelie gehoor en kon ons tot bekering kom. So my en jou opdrag is nie vanmôre gooi alles in een kitty en die predikant lewe soos 'n ryk man en die ander krepeer onder hom, want hy is in beheer van alles, want die Bybel sê, alles is gemeenskaplik saam besit nie. Moenie die leuen glo nie. Predikers is vandag liewer vir geld as vir die Here. As jy vanmôre nie in gehoorsaamheid met blydskap gee vir God se saak nie, los dit. Hy sal self op sy manier met jou werk. As jy gee met blymoedigheid, en dan moet jy 'n goeie bestuurder wees van dit wat God aan jou toevertrou. En nou kom ons by die boodskap uit. Dis net so inleiding, net so kort. Ek het dit verniet gedoen, moenie bekommerd wees nie. Vanmôre gaan ons kyk na die gedagte toe hierdie kerk gestig is. Wat het nou gebeur? Die Bybel sê of die gemeente. Hulle is versprei oor die lengte en breedte. Ons kry die gemeentes wat gestig is. En nou gaan ons kyk oor die gedagte van wat in 'n gemeente moet wees. Kinders van die Here het baie in gemeen. En die eerste plek wat ons sien by hierdie nuwe gemeente in Jerusalem, wat ook uitgebrei het na plekke soos Kolosse, Efese, Smyrna, al daai plekke, hulle het 'n gemeenskaplike geloof gehad. Net 3 punte. 3 punte, paar minute, en ons het die waarheid van God se woord, en ons dank hom dat hy vir ons hierdie waarheid kom gee het. Die Bybel sê vir ons daar in vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Vers 36, laat dan die hele huis van Israel seker weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Petrus spreek en hy sê, luister, Christus is die senterpunt van die kerk. Hy is die fokuspunt. Nie die prediker nie, nie die musiek nie, nie die sang nie, niks anders nie. Christus is die senterpunt. Daarom moet die prediking gaan oor Christus. Handelinge 4 vers 4. En baie van die wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die man het omtrent 5000 geword. Vers 12 sê, die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. So met ander woorde, hierdie gemeente was saamgevoeg in 'n eenheid, want hulle het 'n gemeenskaplike geloof gehad in wie? In Jesus Christus. Ek wil jou vanmôre vra, jy wat hier sit, wat lidmaat van hierdie gemeente is, wat miskien 'n gereelde besoeker hier is, wat miskien inluister, ek vra vir jou, is jou geloof geanker in Jesus? Hierdie kerk sê jou nie kan red nie. Die kerk waarin jy vanmôre is, gaan jou nie kan red nie. Jou dominee, jou pastoor, jou priester, jou apostel gaan jou nie kan red nie. Daarom was hierdie kerk saamgevoeg in 'n eenheid. Geloof in die Here Jesus Christus het hulle saamgevoeg. Luister, die vroeë kerk het nie vergader op grond van ras, geslag, etniese herkoms, kwalifikasies, gemeenskaplike belange, sosiale of politieke oortuigings nie. Hulle het vergader op grond van geloof
in die Here Jesus Christus, die een wat gekruisig is, wat opgestaan het, wat opgevaar het, en wat gesê het, hy sal kom om ons weer te kom haal. Ek wil jou vra, as jou geloof vanmôre eg? Waarop bou jy jou geloof? As jy dit bou op jou werke, as jy dit bou op jou kerklidmaatskap, as jy dit bou op gawes, op een of ander ervaring of manifestasie wat jy gehad het, gaan jy teleurgesteld wees. Vanmôre het hierdie persone bely, ons wil deel word van hierdie gemeente, want ons glo in die Here Jesus Christus, wat ons sonde vergewe het. Is dit so maklik om deel te word van 'n gemeente? Ja. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ons sal later sien, dit eis jou hele lewe. Want as jy aan die Here Jesus behoort, dan kom verander jou lewe onherroepelik. Vandag is dit presies dieselfde, vriende. Die Bybel sê vir ons, uit genade is ons gered deur die geloof. Dit nie uit jouself nie, dis die gawe van God, nie die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksels geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Wandel. Jy loop elke dag saam met die Here as jy jou geloof in hom geplaas het. Ek vergelyk dit baie keer met die huwelik, want die Bybel vergelyk het in Efesiërs 5. Sy verhouding met sy kerk met die huwelik. Die 4de Mei 1991, toe ek hierdie prinsesie voorgetrou het sy saam met my waartoe gegaan? Huis toe. Ons het deel van mekaar geword. Tot vandag toe nog stap ons saam. En soveel te meer wanneer dit kom by die Here Jesus Christus. Ons wandel met hom. Hy is nie net die een wat my kom red het van die oordeel nie. Hy is die een wat my hele lewe beheer en oorheers. Maar verder vanmôre gaan ons ook die nagmaal vier. Hoekom vier ons die nagmaal? Want ons geloof is in die enige Here Jesus Christus. En nou net so 'n bietjie vir, ek hoor die afgelope tyd mense sê vir my, ja maar, ek is bietjie ongelukkig oor die beker. Die Springbokke het die wêreldbeker gewen, ek weet nie wat die probleem nie. Nee, die nagmaal beker. Ons moet 'n beker hê. Want daar moet een beker wees, daar moet een brood wees. Ek wil vanmôre net u reg help, want as u 'n probleem daarmee het, moet u uitklaring kry daaroor. Want dit is waaroor ons geloof, waarom ons geloof verenig is, want ons glo in een Here Jesus Christus, wat sy liggaam vir ons gebreek is, en wat sy bloed vir ons gevloei het. Dit gaan nie oor die fisiese beker of die kelkie nie. Dit gaan nie oor een brood wat ons sny in 300 stukke om almal brood te gee, en een groot bottel druiwesap wat ons almal laat drink nie. Dis belaglik. Dis die duiwel wat ons besig hou met hierdie klein goedjies en die kerk verdeel. Ons geloof is verenig in een liggaam wat gebreek is, Jesus Christus, en sy bloed het gevloei, en daarom, vriende, is ons gemeenskaplik in die geloof. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het al nagmaal bygewoon waar daar honderde mense is. Jy kan nie een brood sny vir honderde mense nie. Jy kan nie net een beker hê en daar is 300 mense nie. Jy kan nie net een bottel druiwesap koop vir 300 nie. So, ek vra jy dit vanmôre sal sien, dat geloof in die Here Jesus Christus en die gebruik van die nagmaal gaan oor een liggaam wat gebreek is, en een wat sy bloed gevloei het, en die oomblik wanneer ons dit gebruik, is dit 'n heenwyse na die een. Want die simbool op die einde van die dag is maar net 'n heenwyse, en daarom lees ek gou vir u wat staan in 1 Korintiërs 11:23, ons gemeenskaplike geloof is in hierdie een, die Here Jesus Christus, en ons gaan vanmôre sy dood herdenk. Ek het van die Here Jesus ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, hy het gebreek, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Vers 26 is belangrik. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek vra nie vanmôre vir jou stem jy saam met 'n kelkie of met 'n beker of met gesuurde brode of ongesuurde brode. Moet dit een of ander crispy cracker wees of moet dit een of ander, daar is soveel dinge wat die kerk van die Here Jesus verdeel. Daar is een liggaam wat gebreek is. Daar is een wat sy bloed gevloei het, Jesus Christus, en vanmôre herdenk ons die gemeenskaplike geloof in hom. Hierdie is net die simbole wat ons gebruik om ons te herinner daaraan. Die tweede gedagte
is dat ons 'n gemeenskaplike familie is. Nou dan sê mense vir my baie keer, maar onthou boeties en sissies, baklei. Maar ek gaan vanmôre vir u wys, hulle het nie nodig om te baklei nie. As 'n familie in Christus het ons hierdie gemeenskaplike geloof in die een wat ons lief gehad het. En hy werk in ons begeerte na eenheid, want hy bid 3 maal in Johannes 17, Vader, ek bid dat hulle een sal wees soos ons een is. Kom ek lees gou vir u, waarom die Nuwe Testamentiese gemeente so geweldige impak gemaak het in Jerusalem. Die Bybel sê die wat die woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag 3000 siele toegebring, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar. Vers 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. In daardie selfsugtige kultuur, waar die Romeine hierdie diktatorskap gevoer het, sien hulle 'n gemeente spontaan ontstaan deur die prediking van die woord, 3000 van hulle, en hulle sien die eendragtigheid, die liefde, die omgee, die barmhartigheid sorg teenoor mekaar, en die wêreld staan verbaas en hulle sê, wat het hier gebeur? En Petrus sê, dis die evangelie, dis Jesus, wat 'n hart verander, dat hy nooit weer dieselfde kan wees nie. As ons evangelie, en ons boodskap van redding, ons harte nie verander nie, vriende, het ons 'n geweldige groot probleem in die kerk van Jesus. Ons kan nie meer soos die wêreld dink nie, ons kan nie meer soos die wêreld doen nie. Onthou jy daar in Markus 10, was daar 'n ryk man gewees, ryk man, hy kom na die Here Jesus en hy sê, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Onthou jy dit? En die Here sê vir hom, onderhou die gebooie, en hy sê, u verstaan nie, weet jy wie's ek? Ek onderhou alles, van toe ek so piekenien was. Onderhou ek alles. Die Here sê, gaan verkoop alles, kom hier en volg my. Jy sal 'n skat in die hemel hê. Die Bybel sê hy het bedroef weggegaan. En die hele beginsel was, nie, hy moes alles gaan verkoop het. Die beginsel was, hy moes besef hy die God in sy hart is geld gewees. En hy het nie regtig die gebooie onderhou soos hy gedink het nie. En toe is Petrus hulle 'n bietjie ontsteld oor die saak. Onthou julle dit? Petrus hulle was ontsteld, want wat sê hy vir die Here Jesus? Hy sê, hoe sal ooit iemand dan gered word? En wat sê Jesus vir hom? Wat by mense onmoontlik is by God moontlik. En nou, stap saam met my by hierdie punt, 'n gemeenskaplike familie. Nou sê die Here vir Petrus, hulle was uitermate verslaan, het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom te sê, kyk, ons het alles verlaat om u te volg. Petrus, jy het niks verlaat nie. Alles is in elk geval syne. In elk geval is dit alles syne. Naak het jy ingekom in die wêreld, naak sal jy uitgaan. Ek waarborg jou dit. Ek het al oor die 110 plus begrafnisse gehou. Hulle bring niks in en hulle vat niks saam nie. Petrus dink, hy het alles verlaat vir Jesus. Jesus sê vir hom in sy liefde en sagmoedigheid teenoor Petrus, sê Jesus, voorwaar, Petrus, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers, of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond, ter wille van my en die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise, en broers, en susters, en moeders, en kinders, en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom die ewige lewe. Ek onthou die dag van my verhoor, nou ek was nie krimineel aangekla nie, ek was aangekla vir, omdat ek by sekere waarhede in die Bybel kan kies, teen die leuen wat my geleer was. Ek vra vir die voorsitter op die einde van die vergadering, nou wat moet ek vir my gemeente gaan sê? En hy lees so, ek sal nooit vergeet, hy kyk my so, hy sê, luister, jy het nie meer 'n gemeente nie. En daai realiteit tref my, en ek ry huis toe, en ek dink by myself, ek het nie meer 'n gemeente nie. Tot 5 dae later. Toe sien ek 'n gemeente, is mense wat lief is vir die Here Jesus. En daardie oggend het ons gesien, familie in Christus saamkom. En ons is vanmôre saam met ons familie. En ek sê vir my vrou, hy sê, jy het nie meer 'n gemeente nie. God sê, my gemeente is oor die hele wêreld, en ek roep hulle uit verskillende oorde, en saam dien ons hom. En hy gee vir ons broers en susters en grond, en hy gee vir ons al hierdie voorregte, saam met vervolging, en dan die hoop van die ewige lewe. Daarom is ek opgewonde om Sondag hiernatoe te kom. Glo my. Ek lê baie keer in die week en dink myself, as ek dit net kan maak tot Sondag. Voel hierdie liggaam siek as ek net Sondag die preek kan preek.
As ek hier moet doodgaan agter hierdie kansel, wonderlik. Dan is ek besig met iets wat substansieel was. Belangrik, vriende, ons ontvang broers en susters in Namibië, oor see, in die Namaqualand, hier in die Oosrand, wêreldwyd, die Here voeg ons by 'n familie. Daarom het jy niks verlaat ter wille van Christus nie. Jy het alles bygekry. Die Bybel sê in Handelinge 4:32, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Nou, julle almal het vanmôre ander klere aan as ek. Weet jy hoekom koop julle nie by die plek wat ek by koop nie? Miskien kan jy sê, ek weet nie hoekom hierdie blommetjies das aan, is dit blommetjies das? Ja. Lyk amper so 'n Namaqualand daisy, né? Weet nie of daar daisies is nie. Maar die beginsel is net, ons verskil in die klere wat ons aantrek, die kleur wat ons verkies. My vrou sê ek is kleurblind, so hierdie groen hemp lyk vanmôre mooi by die rooi das. Die beginsel is net, ons almal verskillende klere, alles. Maar hoekom is ons vanmôre hier? Om te kom kyk hoe lyk ek aangetrek? Om te kyk hoe ek vanmôre vir u presteer van die kansel? Nee, julle is hier omdat julle die Here lief het. En ons het mekaar lief. Ons is familie, daarom het iemand eendag gesê, church is not something you go to. It's a family you belong to. Jy het nie meer 'n gemeente nie, nee, hier is die gemeente. Waarom? Want die gemeente is lief vir Christus en hulle is lief vir mekaar. In hierdie film wat ek die afgelope tyd gekyk het van Dr. MacArthur oor die Essential Church, het daai klomp in Amerika mos mal gegaan, in Kanada 2 predikante gearresteer, hoë sekuriteitsgevangenes toegesluit toe hulle wag om hulle kerk oop te maak tydens COVID. En toe hulle hom wou arresteer of die aanduidings gegee het, hulle wil dit doen. Toe staan sy kerkraad op en sê, as julle hom vat, vat julle ons almal. Wat 'n wonderlike getuienis. Ons is familie. Ons kom nie na 'n plek toe vanmôre nie. Ek gaan my broers en my susters sien. Ek wil hulle sien. Want hulle gaan deur dieselfde stryd as ek. Hulle beleef dieselfde vervolging as ek. Hulle die goeie tye soos ek die goeie tye het en ons behoort aan 'n familie. Hoor hoe mooi sê Petrus dit, ons is gehoorsame kinders. Somtyds ongehoorsaam. Hy sê, en as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel. Hy is ons Vader, ons is sy kinders, ons is broers en susters van mekaar, gewas in die bloed van die lam. So dis nie net 'n gemeenskaplike geloof nie. Nou is ons ook broers en susters. En ek wil vir u sê, jou kerkfamilie is somtyds nader aan jou as jou eie familie. Want jy het 'n liefde vir God en hulle het 'n liefde vir God. En jy groei saam. En ek kom by die laaste gedagte. Daar's gemeenskaplike oortuigings. Nou wil ek net vir u sê, die Bybel leer vir ons, en hulle het volhard, vers 42 van Handelinge 2. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Ek wil net vir u sê dat u dit net sal verstaan. Ons is nie 'n Kentucky Fried Chicken franchise nie. Ons is nie Burger King waar al die hoender dieselfde proe en waar al die burgers dieselfde proe. As jy by die ene daar in Port Elizabeth extra long chili cheese dog bestel, gaan hy dieselfde proe as hier. Bo, onder miskien bietjie meer souterig met al die see, lig en goeters, maar die algemene smaak gaan dieselfde wees. Maar die kerk is nie so nie. Ons is een op essensiële dinge, op fundamentele waarhede, die maagdelike geboorte van Christus, die godheid van Jesus, sy plaasvervangende dood. Hierdie dinge is ons eens oor, maar ons kan verskil oor nie essensiële dinge. Ons praat baie keer met mense oor sekere aspekte in die Bybel, en dan verskil ons baie keer van mekaar, maar ons mekaar nog steeds lief, want ons het 'n gemeenskaplike geloof, en ons is familie van mekaar. Hoor wat sê die Bybel vir ons daar in Johannes 8:31, Jesus sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hierdie waarheid is nie 'n vreemde, snaakse, nuwe manifestasie van Joëlse profesie waar vreemde goed in die kerk plaasvind en mense stap uit en hulle dink by hulle self, wat het nou daar gebeur nie? God praat deur ons sintuie, hy praat met my verstand, deur sy gees en dit gee vir my ook die waarheid wat hy in sy woord vir my opgeteken het. Daarom sê hy, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Moet vir u sê, ek redeneer baie keer met mense en die meeste lees nie die Bybel nie. Hoekom wil jy oor die Bybel redeneer as jy die Bybel nie lees nie? Ek sal u sê, hoekom? Want jy wil argument veroorsaak. Iemand wat die Bybel lees sal met 'n gesindheid kom van leergierigheid.
Die gemeente in Berea was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het elke dag die skrif ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. Oortuigings kom uit die Bybel. Ons kan dit verwoord uit die Bybel binne die konteks wat die Here dit vir ons gee. Ons ruk nie verse uit verband en koppel daar een of ander teologie aan nie. Daarom sê die Bybel vir ons daar in Efesiërs 2, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ek wil hê jy moet net 'n oomblik stil word en net dink. As jy weergebore is vanmôre, is jy deel van God se huisgesin. En ek en jy verstaan dit nie. As ek nou vanmôre vir julle sê, een van koning Charles se kinders is vanmôre hier. Ek wou sê het ons nie parkering hier gehad nie. Die mense sou hier gestaan het en paparazzi sou hier gewees het en alles. Maar die koning van die konings is vanmôre hier deur sy gees. En hy sê jy's my kind en deel van my huisgesin. En ons sê ag, wat is die big deal? Ek wil vanmôre jou vra dat God se gees jou sal oortuig dat as jy sy kind is, dan is jy deel van sy huisgesin en ons deel gemeenskaplike oortuigings. Ons is gebou op die fundament van die apostels en profete. En wat is dit? Vriende, as jy nie antwoord uit die Bybel kan kry nie, gaan terug in die kerk en kyk hoe die hierdie teks verklaar het en jy sal sien dat die meeste prediking vandag is vreemd van die leer van die apostels. Is vreemd. Daarom sê die Bybel, terwyl Jesus Christus die hoeksteen is, in die meeste kerke is Jesus Christus 'n voetnota van die preek. Dit gaan oor geld, gesondheid, dit gaan oor gawes, dit gaan oor ervarings. Die Here wil die lewe vir jou beter wil hê met 'n go, kyk jouself in die spieël, sê vir jouself, Gerard, die wêreld het jou nodig. Jy's die beste ding wat hier in hierdie aarde of hierdie aarde moet kon gebeur het of getref het. Is dit so? Gebou op Jesus Christus. Hy is die hoeksteen. Die gemeente gaan oor hom. Gemeenskaplike geloof in hom, 'n familie wat hom liefhet. En dan in wie die hele huis goed saamgevoeg word. As die fondasie Christus is, kan ons die huis begin bou. As die fondasie allerhande goed is, gaan die huis val. Nog voor hy by vensterhoogte kom, geestelik. Ons praat van die geestelike huis. Daarom, in wie die hele huis goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ons het gemeenskaplike oortuigings. Ek som gou op, daar's nog 5 minute oor. Wat is hierdie fondasie waarop ons bou? Christus. Wat is die hart van 'n gemeente? Kom ek gaan vir u gou lees. U sien die hart van 'n gemeente is sola scriptura. Daar's teen ons muur 5 solas. Dit was wat die hervormers voorgestaan het. Dit wat die vroeë kerkvaders voorgestaan het vir 'n ou. Hy is 'n hoofpastoor by een van die grootste kerke in ons omgewing. Hulle is 5 pastore, die ander een sit in Amerika. En van daar af bestuur hy sy besigheid hierso. En ek vra hom, terwyl ek hom so in sy oë kyk, sê ek vir hom, sê gou vir my, weet jy wat die 5 solas beteken? Hy sê, man, ons is 5 warriors. 5 warrior. Wat is 'n 5 warrior? Ek vra hom, hy sê vir my, listen, hy praat so Afrikaans Engels. Hy sê vir my, ons is ouens wat geloof. Al hierdie teorie en al die goedjies is vir ons nie nodig nie. Ons wandel deur die Gees. Sê ek, jy kan nie deur die Gees wandel as jy nie God se woord ken nie. God sal nie vir jou iets anders te gee buite sy woord nie. Sola scriptura, die skrif alleen. Lees ons hierdie boek, die kerk word gebou op hierdie boek. Volgende ene, geloof alleen. Ons geloof in Jesus Christus, in sy waarheid, in sy woord. Dan sola gratia genade alleen. Ons is nie beter as die grootste sondaar op hierdie aarde nie. Vanmôre praat ons bietjie oor al die dinge wat aangaan in ons land, die pedofiele, mense wat hulle eie kinders molesteer en verkrag en die boosheid in ons tyd. En jy raak so half opstandig en ek sê toe aan die tafel hierdie woorde. God kan self daardie persoon red. Want genade kan nie verdien word nie. Genade is 'n vrye guns uit die hand van God. Daarom is ons nie beter as die grootste sondaar nie. Ons is anders. En dis wat ons moet verkondig. Christus, ons bou op die fondasie van Christus alleen en dan alleen aan God die eer. Hierdie gemeente gaan oor die eer van God. Ek hoop u sien dit, ek hoop u hoor dit. Ek is nie hier besig om my koninkryk te bou nie. Ek is hier omdat ek lief is vir hierdie boek. Ek is lief vir die God wat my kom red het deur sy seun Jesus Christus en ek kan nie stil bly nie. Hy het my geroep vir die taak. En ek hoop ek kan dit bly doen tot hy my kom haal. Maar ek wil jou vra, is dit waarop jy jou geloof bou? Dis waaroor die Bybel gaan. Ek is klaar, ons is vanmôre saam, ons het lidmate bygevoeg.
Ons het baie in gemeen, want ons het 'n gemeenskaplike geloof in die Here Jesus Christus. Ons is broers en susters van mekaar, omdat Christus ons aan mekaar verbind. Ons het gemeenskaplike oortuigings, want die woord van God is ons lig vir ons pad en ons lamp vir ons voet. En ek wil jy huis toe stuur met hierdie woorde wat u kan memoriseer die week. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle, ek, jy, wat vroeër geen volk was nie, maar nou volk van God is, kind van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Daarom is ons 'n unieke samestelling. Daarom moet die wêreld na ons kyk en sê, ons wil daar wees. Hulle gee om vir mekaar. Hulle het 'n liefde onder mekaar. Daar's 'n liefde vir God, daar's 'n haat vir sonde, daar's 'n begeerte na die waarheid. Ons wil daar wees. Of hulle sal probeer om hierdie stelsel of hierdie kerkorganisasie of gemeentes in die land sal hulle probeer toemaak. Want ons sal vir hulle soos is wees. Want ons staan vir geregtigheid en vir waarheid en vir heiligheid. Mag die Here ons genade gee. Dis die boodskap van vanmôre. Baie in gemeen. Ek is bly vir u wat saam met my hier is, dat ons baie in gemeen kan hê, en mag ons die evangelie waar dan saamtrek. Amen.